Geliefdes, welkom in die jaar 2026. Ons hoop is 'n mooi jaar vir julle elkeen. Mag jy die teenwoordigheid van die Here al hoe meer beleef in die lewe. Geliefdes, welkom ook dan by ons erediens vanuit Matteus 6 vers 25 tot 34. Mag die woord van die Here vir u seën wees. Geliefdes, daarom begin ons met as fotum van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Daarom kom groet die Here ons met sy seën vanuit Matteus 6 vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Amen. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing Verlustig jou in hom. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, staan vas in die naam van die Heer, staan vas. Sal jy triomfeer, geen wapen wat die vyand teen jou smeer, sal staan as jy vas staan in die naam van die Heer. Staan vas in die naam van die Heer, staan vas. In sy krag sal jy triomfeer, geen wapen wat die vyand teen jou smeer, sal staan as jy vaststaan in die naam van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teëstaan, om nog beskuldigings teen my in te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te sien? Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Oorwinnaars, en ons sal vasstaan op sy woord. Oorwinnaars, deur sy kosbare bloed. Oorwinnaars, ons sal altyd triomfeer, deur Jesus Christus ons Heer. Ons is oorwinnaars, en ons sal vasstaan op sy woord. Oorwinnaars, deur sy kosbare bloed. Oorwinnaars, ons sal altyd triomfeer, deur Jesus Christus ons Heer. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Geliefdes, as wetgedeelte kyk ons na Matteus 4 vers 10. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En geliefdes,
weer eens 'n grondslag vir die evangelie. Kom ons raak rustig en dan sing ons saam, God is liefde, juig ons harte. Ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Matteus 6, vers 25 tot 34, wat baie sterk by ons tema pas, die belangrikste dinge wat ons moet oorweeg in ons nuwejaarsvoorneme. En dis waar die Here ons beloof dat hy sal sorg, maar ook wat hy van ons verwag. So ek lees vir ons Matteus 6, vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan julle deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Geliefde, wonderlike skrifgedeelte om hierdie jaar mee te begin.
Kom ons bid saam. Ons magtige Vader, Heer, U in wie ons net in verwondering kan sit wanneer ons die skepping sien, en ons die grootheid kan besef. Vader, maar ons bely, ons kan nie alles verstaan nie. En Heer, ons vra dat ons hierdie jaar sal begin met ons aandag en ons toewyding gefokus op U. Heer, dat ons nie net hierdie jaar sal wegspring sonder om in gedagte te hou dat ons ook met U rekening moet hou. Heer, ons vra daarom dat U ons so sal seën dat ons hierdie jaar gerig op U sal hou. Heer, kom wees met ons in alles wat ons doen, al ons bedrywighede. Heer, dankie dat ons 'n tyd kon gerus het. Dankie vir die van ons wat wel aan 'n werk het. Heer, gee vir ons ook 'n tyd van rus. En Heer, dat ons ook besef, Vader, dat rus by U te vind is. Heer, ons het soveel bekommernisse, soveel vrese in die lewe, maar wanneer ons U teenwoordigheid ken en ervaar, Heer, dan maak dit ons rustig. En dis waar ons werklike rus lê. Heer, daarom help ons om na U te kom daarvoor. Vader, eers wanneer ons uitgerus is, Heer, kan ons weer die lewe aanpak. Heer, daarom vra ons dat U vir ons daardie rustigheid sal gee. Heer, waar ons baie keer nog sondig, terugval in sonde. Heer, dankie dat U seun gestuur het om ons sondes te kom vergewe. Heer, help ons om daarin vrede te vind en te volhard ook daarin om te stryd teen die sonde. En ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen, vir wie vir ons is. Help ons om die woord te verstaan, dit ons eie te maak en toe te pas in ons lewe. En wanneer ons dit doen, hierdie gehoorsame lewe, dat ons die seën daarvan sal raak sien in ons lewe en dit dankbaar sal wees daarvoor. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. My geliefdes, welkom by ons erediens. Die tema vandag, die belangrikste oorwegings in ons nuwejaarsvoorneming. Nou, ek hoop elkeen van u het op een of ander manier gerus, bietjie weer uitgerus vir hierdie jaar wat vir ons voorlê. En meeste van ons dink ek glo voel dit was bietjie vinnig verby, nee, ons sal graag nog so 'n bietjie wil rus. Maar geliefdes, so betree ons 2026 en dis gewoonlik hierdie tyd van die jaar wat mense begin nuwejaarsvoornemings maak. Mense besluit om iets te verander in hulle lewe of iets aan te pak in hulle lewens. Dalk, dit is daar van u wat besluit hierdie jaar gaan ek 'n bietjie my gesondheid agtergelaat. Ek gaan hierdie jaar my gesondheid weer regkry en ek gaan nuwejaarsvoorneming iets regkry. Dalk is daar verhoudings in die lewe wat sleg gegaan het hierdie jaar en jy gaan besluit maar jy gaan moeite doen. Ja, dit gaan die voorneme wees om daai verhoudings reg te kry. Of dalk in die besigheid is daar sekere dinge wat jy wil verander, sekere dinge wat jy wil voorneem om te doen in die besigheid. Maar in al die voornemings wat ons maak, geliefdes, of dit nou die gesondheid is of verhoudings of bedrywighede, is dit 'n besluit om opnuut toe te wy om dit te doen. En waar ook al dit doen, wys die Here vir ons dat dit uiters belangrik is dat ons dit nie net in ons alledaagse lewe in dinge doen nie, maar dat ons dit ook in ons geloof 'n toewyding maak om te groei in die geloof. En dis wat die Here vir ons sê, en hy sê dit is soveel belangriker om 'n geloofstoewyding te maak as al die ander goed. Ons sal sien hoe die Here selfs vir ons sê dat dit belangriker as kos, as klere, ons basiese behoeftes. Mense sou dink dit is nommer 1, maar Jesus sê nee, die belangrikste ding waarin ons moet toewy hierdie jaar en 'n voorneme moet maak is om te groei in die geloof en om toewyding te maak aan die Here. So geliefdes, daarom kyk ons na die volgende 2 opskrifte. Die eerste een, dit kom vanuit 'n belofte, hierdie wat die Here sê, en dit is dat ons behoort aan God wat vir ons sorg, en dan 'n tweede ding waarna ons kyk is God se doel met ons lewens. So geliefdes, daarom die eerste een, ons behoort aan God wat vir ons sorg. Dit is baie belangrik, nee, vir ons om in gedagte te hou dat Jesus begin en hy begin ons herinner daaraan dat God vir ons sorg. Want dit is 'n baie moeilike opdrag, nee, is 'n groot skuif om te maak in jou gedagtes om te dink hierdie basiese behoeftes, kos, klere, of dit nou is om te sorg dat my kinders jy weet dit het wat hulle nodig het.
is dit vir ons belangrik dat ons eerder moet toewy ook aan die geloof, dat dit 'n belangriker toewyding is. Dit is 'n moeilike ding om te doen en Jesus gee nooit vir ons so 'n opdrag sonder om vir ons beloftes te gee wat die Here vir ons maak nie, dat ons vanuit daai beloftes en vredes wat ons maak, hierdie opdragte nakom nie. En daarom begin ons met hierdie belofte. En ons het nou deur die vakansie gegaan, wat beteken toewy, dat ons 'n toewyding gemaak, as net praktiese voorbeeld, as jy hierdie vakansie aan jou gesondheid aandag gegee het, dalk 'n oefenprogram gedoen het, dan het jy toegewy aan jou gesondheid. As jy dalk toegewy het aan jou aan rus, wat ook belangrik is, dan het jy so lank as moontlik, so min as moontlik gedoen. Of dalk het jy dalk toegewy het aan jou werk hierdie tyd, dat jy nie 'n keuse gehad het nie. Dan het jy aangehou werk in hierdie feestyd. En dan hoop ek ook dat jy iewers anders 'n tyd in die jaar rus sal kan kry. Maar dis wat toewyding beteken. En nou kry ons die oproep van die Here af, dat ons ook in ons geloofsgroei hierdie toewyding moet maak. En net 'n paar praktiese voorbeelde. Ons het die gemeente in Hebreërs byvoorbeeld het op 'n plek gekom in hulle bestaan dat hulle begin wegdryf het van die Here. Hulle geloof is getoets en dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê, luister, julle moet weer 'n toewyding maak aan die Here. As julle is besig, julle moet pas op dat julle nie weg dryf nie. En dan sê hy, dit wat ek aanvanklik vir julle gesê, dit wat julle geleer het, gee weer aandag daaraan, want julle is besig om weg te ding. En hy sê, dink aan daai eerste tyd toe julle tot die geloof gekom het, hoe opgewonde julle was, hoe bly julle was, gaan weer terug, word weer soos dit. Ons sien gemeentes in byvoorbeeld Openbaring, waar die Here gesê het, ja, aan die begin toe julle tot die geloof gekom het, het julle gegroei, julle het vreugde daarin gevind, julle het my lief gehad. Hy sê, maar julle het nou lou geword. En dan kry hulle die waarskuwing, dat die Here sê, maar as julle nie weer toewy nie, as julle nie weer teruggaan na waar julle was nie, dan gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So jy kan sien, en die Here roep ons gereeld op om weer 'n toewyding te maak aan ons geloof. En daarom is dit vir ons belangrik. En dan gaan Jesus so ver om te wys dat dit belangriker is as die belangrikste plek waar jy 'n toewyding moet maak, is in jou geloofsgroei. En ons weet, ons kan nie net terugsit nie, soos wat ons in hierdie gemeente gesien het, en wag dat ons geloof groei. Ons is totaal afhanklik van die Here daarvan, en dit is 'n genade, dit is 'n geskenk, maar dit is ook 'n oproep vir ons om dit te doen. En selfs wanneer ons reageer op hierdie oproep, weet ons dat dit die Here is. Maar daar is vir ons hierdie verantwoordelikheid. En wanneer die Here vir ons hierdie opdrag gee, dan kom dit vanuit 'n belofte en 'n herinnering dat ons aan die Here behoort en dat hy vir ons sorg. Nou, ek hoop in hierdie rustyd wat jy gehad het, of dalk nie gehad het nie, het jy iewers weer kans gekry om die natuur te sien. Dalk het jy iewers heen gery en plaas na plaas gesien, al die natuur wat daar so is. Dalk het jy iewers op 'n plek gestaan waar jy uitsig gesien het en weer die grootheid gesien het van jy net so 'n bietjie weer 'n idee daarvan gekry het. Of dalk eenvoudig het jy kans gehad om te braai en opgekyk na die hemel en weer die sterrehemel gesien. Nou geliefdes, dis vir ons belangrik om in verwondering te staan, want as ons nou hierdie dinge sien, en ons dink aan die Here, want wat dit geskep het en dit onderhou, dan laat dit ons in verwondering. En hierdie verwondering is baie belangrik vir ons geloofgroei, want dit is wat Jesus doen, is hy wys sy gehoor terug na die natuur toe, en hy sê, maar kyk daarna, kyk hoe groot het God dit geskep, kyk hoe wonderlik het hy dit geskep. En dan spesifiek, sy woorde wil ek vir ons weer lees, uit Matteus 6, vers 25 tot 26. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommerd oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? So jy kan sien, dat Jesus kom en hy vestig die mense se aandag weer op die skepping. Want die skepping herinner ons aan die Skepper. En so die Here doen dit, en dan wys hy hulle veral op die wilde voëls. En hy sê vir hulle, maar kyk hierdie wilde voëls, en is julle nie soveel meer werd
as hulle nie. Kyk hoe sorg God vir hulle. Hoeveel meer werd is julle nie as hulle nie. En dan kom Jesus en hy herinner die mense ook aan Salomo en al sy pragt. Nou Salomo het een van die grootste koninkryke gehad, meer besittings, meer geld, meer enigiets wat sy hart kon begeer het. Hy's meer as alles. En dan sê die Here, luister, die natuur en al sy is versier God mooier as alles wat Salomo gehad het. En hy sê, hierdie goed versier die Here so, en weet jy, die volgende seisoen kom, dan is alles weer uitgevee. En as God soveel moeite doen met die natuur, hoeveel te meer, wat vandag nog daar is, en môre weer uitgevee is, hoeveel te meer sal hy nie aandag gee aan ons, wat ewigheidswaarde het. En dit is vir ons belangrik om raak te sien, geliefdes, jy weet, as die Here ons herinner daaraan, en juis, kom sê die Here, herinner Jesus ons dat die Here vir ons sorg en na ons kyk. En baie keer het ons maar die vraag, maar hoekom word baie van my gebede dan nie verhoor nie? Hoekom voel ek baie keer ek het gebrek aan sekere dinge? En dis wat verder geantwoord word. So geliefdes, om te besef, hoe versier die Here ons? En wat is ons persoonlike verantwoordelikheid in hierdie dinge? En dit dan ons tweede punt, God se doel met ons. En geliefdes, ek wil vir ons aandag weer daarop rig, en ek wil vir ons bietjie dieper gaan kyk na vers 25, en wat daar so staan, ek lees vir ons weer, staan, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie. Nou wat, daai gedeeltes wat ek nou uitgelig het, waaroor gaan bekommer? Kan dit wees nie, as ek herinner word aan die Here se beloftes, beteken al my kommer is weg, en ek hoef nie eers meer te dink oor dit wat gebeur nie. Dis heeltemal wat hierdie sê nie. Nee, dit beteken nie, ek hoef nie meer te beplan nie. Dit beteken nie, dat ek moet planne maak, hoe om te sorg vir die mense, wat ek dalk verantwoordelik voor is nie. Dit beteken nie, nee, ek moet net voortgaan soos, ons moet tog planne maak, nee, en ons moet baie keer dink, hoe ons probleme gaan oplos. Maar waaroor dit gaan hier, geliefdes, is dat, ons moet nie so angstig raak, oor dit wat moet gebeur, en die Here sê, maar ek sorg vir daai dinge. Nee, veral in ons basiese behoeftes. Nee, partykeer wil ek baie meer hê as wat ek nodig het, en dan raak ek angstig as ek dit nie kry nie. Maar die Here se belofte is natuurlik vir dit wat ek nodig. Hy weet wat ons nodig het. Voordat ons nog weet ons het dit nodig, weet die Here al ons het dit nodig. En hy sê, maar ons liewe Vader weet wat ons nodig het. En hy sal sorg daarvoor. Ons moet eerder fokus op ons geloof. Nee, so dit bekommernisse beteken nie dat ons glad nie daaroor dink nie, maar wel dat ons byvoorbeeld ook nie slapelose nagte moet hê daaroor nie. Nou weet ek, dis baie makliker gesê as gedaan. Bekommernisse kom, maar bekommernisse hou ons baie keer maar uit die slaap uit. Maar dis juis wanneer dit gebeur, nee geliefdes, dan moet ek nie net verder in angs, ja maar wat as dit, en verder daaroor bekommer, asof God nie bestaan nie. Dis juis in sulke tye wat die Here ook weer gebruik, om ons te herinner, maar gaan sit en herinner jouself, dat ek vir jou sorg, en dat ek jou Vader is. Nee, so, op hierdie manier, nee, ook dit te onthou. Nou geliefdes, dis baie keer 'n gevaar, nee, dat ek so bekommerd kan wees oor alles wat ek nou moet vermag, alles wat ek moet regkry, jy weet, en dan is ek so bekommerd oor selfs my status by die werk, of ek het klomp bekommernisse, dat my prioriteit oor my voornemings, dat geloof laaste kom. Ek sal later dink oor hoe my geloof moet sterk word. Ek moet eers hierdie goeders, oor my basiese behoeftes, ek moet dit eers voorop stel. En dis wat die Here sê, nee, daai moet nie voorop wees nie. Daai moet eintlik die laaste prioriteit wees. Jou eerste prioriteit moet wees, om te sê, maar hoe gaan ek hierdie jaar meer myself toewy aan die Here? Met in gedagte te hou, nee, dat die Here sal voorsien, en al die goeders wat ek dalk moet doen. En geliefdes,
'n mens kan hoor, nee, waaroor jy nie moet bekommer nie. En die voorbeeld wat hier gegee word is goed soos kos en klere, oor ons liggaam, en hierdie is basies maar ons basiese behoeftes. En ons sê maar, ja, hoe kan ek nou nie bekommerd wees daaroor nie? Dit is tog die nommer 1 ding. En dan sê die Here maar, die ding wat die belangrikste is, en ek herinner ons net weer daaraan wat ek gesê het, die dinge wat belangriker is as dit, is die lewe en die liggaam. Dis die dinge wat die Here vir ons sê belangriker is. Nou, as ons dink lewe en liggaam, dan jy weet dan het ons eie idee, en dan is dit belangrik vir ons om eers te gaan kyk, maar wat sê die skrif is hierdie dinge? So, net vir so 'n oomblik, wat bedoel die Here as hy sê ons liggaam en ons lewe? Wat Jesus hiermee bedoel, is nie dat, jy weet, die basiese behoeftes wat ons nodig het nie, maar dit is die dinge, amper wat iemand anders sien, wanneer hy ons sien. Hy sien ons lewe, hy sien ons liggaam, en wat is die dinge wat iemand anders moet sien, nee, as ons nou praat in die geestelike sin? Dit is die dinge wat ons van die Heilige Gees ontvang. Eienskappe soos nederigheid, eienskappe soos vriendelikheid, eienskappe soos barmhartigheid, selfbeheersing, iemand wat vrede het, iemand wat baie liefde uitstraal, of baie omgee vir ander. Nee, dit is die dinge wat Jesus vir ons sê ons voor moet beywer. Nee, maar dit is dinge wat ons kry deur in 'n verhouding met die Here te leef. Nee, dit is hierdie dinge waaroor ons voor moet beywer. En dit is die dinge waarmee God ons lewens wil versier. En ons sien hy versier die natuur en vee dit weer uit, versier dit, maar ons lewens wat permanent tot in ewigheid daar gaan wees, is waarmee God ons wil versier. Is hierdie tipe eienskappe wat ons van die Heilige Gees ontvang. Nou geliefdes, jy weet, daar is maar baie keer 'n worsteling met ons by die Here, nee, om te vra, Vader, hoekom is ons nie waar ons noodwendig wil wees nie? Is dit dan nou U se sorg wanneer ons baie keer dalk gebrek ly? Is dit verhoor U dalk nie my gebede nie? Wat is dit wat ek baie keer tekort skiet? Nou geliefdes, baie keer is dit juis wanneer ons 'n tekort het in, sê nou maar, jy weet, dit wat ek nodig het in die lewe, wanneer God my versier. As ek net 'n baie praktiese voorbeeld kan noem, as ek baie keer dalk 'n gebrek aan finansies het, nee, daar's dalk 'n nood in my lewe, jy weet, en ek beleef hierdie, dan gebeur dit baie keer, dat die Here mense stuur om jou te kom help, om goedgesind te wees teenoor jou, om jou genadig te wees, barmhartig, nee, dan ontwikkel daar dankbaarheid vir my, nee, in my lewe, om te sien hoe waardevol dit is. Iemand wat omgee, iemand wat hierdie eienskap van die Heilige Gees dra, wat omgee, wat sorg, nee, dan begin ek waarde vind in so 'n eienskap. 'n Eienskap wat ek voorheen glad nie in sou belang gestel het of omgegee daaroor nie, maar nou dat ek 'n tekort byvoorbeeld aan finansies beleef, nou besef ek die waarde daarvan. En omdat ek die waarde daarvan besef, ontwikkel daai eienskap dalk in my eie lewe. Nee, geliefdes, so baie keer, en dis wat God in waarde vind. God vind waarde juis in daardie eienskappe. So baie keer is dit juis om raak te sien wat waardevol is in die lewe. En dit is waarmee God ons wil versier. En dit is vir ons belangrik om hierdie dinge raak te sien. So, daardie worsteling wat ons met die Here het, is belangrik om raak te sien wat eintlik belangrik is vir God. Nou geliefdes, dit is ook ons verantwoordelikheid om daardie goed te wil hê in ons lewe, te soek vir daardie eienskappe in ons lewens, die goed waarin God waarde vind. Nou jy gaan dit nie kan doen, nee, as jy nie die Here soek nie, en as jy nie die Here wil vind in die woord, nee, dit is hoe die Here met ons praat, om in die woord te verdiep. Nou, ek hoop dat dit deel sal wees van u nuwejaarsvoorneme hierdie jaar, om op 'n manier te sê, maar ons gaan meer toewy aan die Here op hierdie manier, want dit is 'n verantwoordelikheid wat by ons lê. Nou wil ek net 'n bietjie praktiese raad gee. Jy weet, baie keer sê mense vir my, maar jy weet, hulle sukkel om nuwe gewoontes in te leer in Bybel. Ek lees dit weer vir so rukkie en dan gaan daai gewoonte uit my lewe uit. Jy weet, so
jy weet baie keer sê mense maar my dag is so besig hier aan die einde van die dag is ek so moeg en ek bring dit nie in my lewe in nie. Nou weer eens is daai vanuit 'n vrees vir al die goeders wat ek nou in moet voorsien, jy weet daar's nie tyd vir die Here nie. En dit is 'n vrees wat hierdie belofte kom aanspreek om te sê, maar die Here sal sorg vir daardie dinge. Jy beywer jy jouself vir om te verdiep, om jou toe te wy aan die Here. Nou 'n bietjie praktiese raad, daar's 'n boek Atomic Habits, wat 'n paar praktiese dinge wat ek wil voorlê. En dit is wat die boek verduidelik dat jy moet gaan kyk watse gewoontes het jy reeds in jou lewe en dan moet jy daai gewoontes bietjie gaan skaaf en verander en dan 'n ander gewoonte saam met daardie gewoonte vasmaak. En ek wil dit net so 'n bietjie vanuit 'n voorbeeld wat ons gedoen het om hierdie te doen. Ons het nou gaan kyk, en ek sal dit prakties toepas op hierdie belofte. Ons het gekyk watse gewoontes is daar in ons lewens. En een gewoonte is ons eet elke dag. Veral in die aand. Ons het ons eet saam of redelik. Het ons saam geëet. Toe sê ons ek maar hierdie gewoonte, kom ons wy hom aan die Here toe. Ons skaaf aan hierdie gewoonte. So gewoonlik sou elkeen mag geëet en as hy klaar is, dan gaan hulle terug. Hulle gaan doen huiswerk of gaan doen een van die take wat hulle moet doen of oefen of wat ook al. Nee, so dadelik is die familie uitmekaar uit. En ons besê, hoekom doen ons dit? Wel, ons is bang, ons is bang die huiswerk gaan agter, ons is bang dit gaan agter, ons is bang, en ons besê, maar die Here sê vir ons, hy sal sorg vir daardie ding. Dit gemaak dat ons kon daai gewoonte toewy aan die Here, deur te sê, okay, maar ons eet en ons fokus op mekaar. En ons sit die werk een kant en ons luister na mekaar en wag geduldig dat almal klaar eet. En op hierdie manier het ons daai gewoonte aan die Here gewy. Het ons verder gegaan en gesê, okay, maar dan kan ons ook in 'n gewoonte kom, ons haak amper 'n ander gewoonte aan hierdie gewoonte. Deur te sê direk na ete, wat dan nou al klaar gewyd is en almal is rustig, te sê, man, dan gaan ons Bybel lees direk daarna. En op hierdie manier, en weer eens, ons kon dit reg kry, deur onsself te herinner, maar al hierdie ander goeders waaroor ons bekommer, is nie die belangrikste ding nie. Die belangrikste is dat ons aan die Here tyd sal spandeer en begin Bybel lees direk na ons geëet het. Maar die belofte van die Here was nodig om ons vrese vir alles wat agtergelaat was te laat gaan en 'n nuwe gewoonte te vestig. En nou is dit al vreemd, as ons nie gelees het nie, dan voel ons daar mis iets, en dan is dit maklik om net hierdie gewoonte weer te doen. Ons stel dit maklik weer op, wanneer daar dalk iets gebeur, dat ons dit nie kon gedoen het nie, dan gebeur dit amper weer outomaties om dit te doen. So net weer bietjie praktiese reëls en hoe mens hierdie belofte kan gebruik om hierdie gewoonte in te stel. My geliefdes, mag jy daarom hierdie jaar met die nuwejaarsvoorneminge die verantwoordelikheid neem. En om te sê, maar iewers gaan ons meer toewy aan die Here in ons gesin. En dit in gedagte hou. Dat daai dinge wat ons sê, ja, maar ons kan nou nie lekker nie, want jy weet, dit gaan gebeur en dat gaan gebeur. Mag jy hier so seën, dat jy weet, wat is die belangrikste ding om aan toe te wy? En dit is om te verdiep in die Here, in ons toewyding aan die Here, en mag hy dit laat raak sien, wat 'n seën dit is, om meer u lewe toe te wy aan hom. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, soos ons hierdie nuwe jaar begin, vra ons dat u ons sal seën, deur vir ons bewus te maak, dat Here ons u voor oë moet hou. Here, dat dit die grootste seën sal inhou om ons lewe toe te wy aan u. Heer, daarom bely ons dat ons baie keer nog so bekommerd is oor alles wat moet gebeur. Vader, ons is bekommerd oor ons kinders soms, ons is bekommerd oor waar ons is in die lewe, ons is bekommerd oor of ons die toekoms sal gaan aanpak, ons is dalk moedeloos en gefrustreerd. Heer, ons vra dat u in ons harte sal werk om rustig te word daaroor. Heer, en al hoe ons werklik rus sal beleef daaroor, is as ons vrede vind daarin dat dit alles in u hand is. Heer, dat ons sekerheid het dat u ook vir ons sorg. En dan vra ons dat u dit vir ons sal doen. Heer, maar dat ons so begeerte sal hê dat u ons heilig maak, dat u in ons werk en ons verander. Heer, dat ons so dankbaar daarvoor sal wees dat dit 'n begeerte sal wees in ons lewens. Heer, help ons om te sien hoe u ons vorm in die lewe en dat dit ons 'n vreugde sal gee.
Heer, wees daarom met ons in hierdie jaar, wees met ons in ons nuwejaarsvoorneme, dat die belangrikste voorneme wat ons sal maak, is om te sien hoe ons in 'n dieper verhouding met U sal kan leef. En ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons loof en prys U, en Heer, ons dankie vir alles. Ons loof U naam, Heer, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Matteus 10 vers 11. God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Amen.